is hier teenwoordig. Laat ons bidden nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, Heilige is die Here, buig in stilte om te ere. Wie honor hom, wie aannoem, Heer in Hemel Vader, kom nou almal nader. God is hier teenwoordig, laat ons bidden nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, Heilige is die Here, buig in stilte om te ere. En wie aannoem, Heer in Hemel Vader, kom nou almal nader. En wie aannoem, Heer in Hemel Vader, kom nou almal nader. Goeiemôre gemeente, mag julle ook weet dat ons sing nie net God is hier teenwoordig nie, ons weet dat God hier teenwoordig is en mag julle die teenwoordigheid van die Here ook op 'n besonderse wyse vandag in ons saamwees hier beleef. Ons gaan vandag stil staan by die teksgedeelte Johannes 10 daar vanaf vers 7 tot 15 waar Jesus aan die woord is en spesifiek met die disippels en met die fariseërs praat en wat hy vir hulle leer, wat is die kern van hulle lewe, wat is die kern van ons lewe. En ons gaan vandag so 'n bietjie daar rondom stil staan. So jy kan dalk daar waar jy nou jouself bevind net vir 'n oomblik dink, wat is die kern van jou menswees? Wat is die middelpunt van jou menswees? Waarvoor leef jy? Waarvoor bestaan jy? Wat is jou doel hier op aarde? Ons almal in hierdie lewe is op soek na 'n doel, ons is op soek na rigting, ons wil betekenis gee aan hierdie lewe. Maar ek wonder of ons altyd op die regte plek is waar ons betekenis kan gee en betekenis kan bring in hierdie lewe. En dit is my gebed dat die Here deur sy woord en deur sy gees vir ons opnuut sal kom herinner vandag, wat is die kern van ons menswees? Soos wat ons ook gepraat het, gaan ons vandag gesels rondom die kern van ons geloof en
wanneer ons na die wet van die Here kyk, dan sien ons ook iets van die kern van ons geloof. Want die wet van die Here sê vir ons hoe ons die Here ons God moet lief hê en hoe ons naaste ook behoort lief te hê. En dit is deel van 'n disipel se roeping om die Here so lief te hê en om mekaar lief te hê sodat ons sy lig in hierdie wêreld kan uitstraal en vanuit sy lig kan leef. Dit is die wonderlike antwoord en wat Jesus ook gee wanneer die Fariseërs en die Sadduseërs na Jesus toe kom en hulle probeer Jesus met hierdie strikvraag vastrek. En vra hy, meneer, wat is die grootste gebod in die wet? En dit is nie presies soos wat Morney dit nou neergeskryf het nie, maar dit gaan amper so. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En wanneer ons stil staan rondom die kern van ons geloof, wanneer ons stil staan rondom die tema dat Jesus is die deur na die lewe in oorvloed toe, dan moet ons ook dit in gedagte hou wat God vir ons in sy woord sê en in sy woord leer oor hoe ons behoort te leef. Ons skriflesing, soos wat ek vir julle gesê het, kom uit Johannes 10 uit. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 7. Maar voordat ons saam lees, kom ons word net so stil voor die Here. Hemelse Vader, ons dank U, ons eer U, ons loof U, want U is hier teenwoordig. U is teenwoordig in ons lewe. U is elke dag met ons en by ons en in ons. En soms raak die geraas van die wêreld so hard en oorweldigend dat ons nie altyd meer bewus is van U teenwoordigheid nie. Maar Here, mag ons ook vandag weer opnuut bewus raak van die feit dat U hier is. Dat U hier is in ons lewe, nie net nou nie, maar elke dag, waar ons ook al gaan. Dankie Here dat U die een is na wie ons toe kan gaan met ons bekommernisse, met ons pyn, met ons seer, met ons vrae. Dankie dat U die een is wat vir ons troos gee en hoop gee. Ons bid ook Here dat U ons vandag opnuut sal vul met U hoop, dat ons nie soos hopelose mense gaan leef daar buite nie, maar dat ons met hoop sal leef, want U is ons hoop, U is ons troos, U is ons vreugde, U is ons vrede. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Johannes 10 vanaf vers 7. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n Dief kom net om te steel en te slag en uit te roei. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. 'n Huurling is geen herder nie en dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my, net soos die Vader my ken en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. Net tot sover ons skriflesing. Terwyl ek met hierdie preek besig was, het ek gedink oor ons eie menslike lewe, ons eie bestaan, en ek het gedink, en julle moet my help as ek verkeerd is, maar dit lyk vir my asof ons die lewe in 3 dele kan opdeel. Ons lewe bestaan uit 3 dele uit. Die eerste is ons fisiese, hoe ons voorkoms, hoe ons aantrek en hoe ons onsself voor ander mense vertoon. En die tweede is ons psigiese, ons emosies, ons gevoelens, en elkeen van ons het vandag ook hier die kerkgebou binnegekom met ons eie emosies en ons eie gevoelens en die laste wat ons dra, wat hierdie lewe hierdie week ook op ons skouers kom lê het. Dit is deel van ons menswees, dit is deel van wie ons is.
ons fisiese en ons psigiese. Maar die kern van ons menswees lê in ons geestelike lewe. Dit is die kern van ons menswees. En ek wil vandag vir jou die vraag vra, en ek dink ek moet dalk net vir jou so 'n oomblik gee om te dink oor hierdie vraag. Ek wil vra, hoe gaan dit met jou geestelike lewe? Hoe gaan dit regtig met jou geestelike lewe? As jy daaroor nadink en jy antwoord hierdie vraag vir jouself, hoe gaan dit met jou geestelike lewe? Hoe lyk jou verhouding met God op hierdie stadium in jou lewe? Hoe gaan dit met jou geestelike lewe werklik? In Johannes 10 sê Jesus vir ons hoe die kern van ons menswees behoort te lyk. In Johannes 10 praat Jesus met die fariseërs en met die disippels en dan vertel hy vir ons van hierdie kern van ons menslike wese, die kern van ons geestelike lewe. Hy vertel vir ons hoe hierdie kern behoort te lyk. Hy vertel vir ons wat sy koms beteken en wat sy teenwoordigheid in ons lewe beteken. In Johannes 10 sê Jesus dat hy is die begin. Hy is die begin. Ons kern lê in Christus wat die begin is. Hy is die begin. So met ander woorde, Christus is ons kern. Ons dink baie dikwels dat ons lewe begin toe ons gebore is. Dit is toe wat ons lewe begin het of dalk het die lewe begin met bevrugting, maar lank voor dit het ons lewe al begin. Lank voor dit het God al 'n gedagte gehad oor jou lewe. Lank voor dit het God al jou uitgedink. Efesiërs sê, voor die grondlegging van die aarde het ek jou al geken. In Psalm 139 het Dawid hierdie wonderlike bevinding ontdek. Hy het ontdek dat God hom geskep het. En dan sê hy, hoe wonderlik is u gedagtes oor my, hoe glansryk hulle almal. As ek hulle wil opnoem, daar is nie genoeg plek om dit op te noem nie. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my. Met ander woorde, Dawid het besef wat is die kern van sy lewe. Hy het besef dat God is die kern van sy lewe. God is die een wat hom uitgedink het. God is die een wat hom gemaak het. God is die een wat by hom is, want God is die God van die verbond. En wat sê die verbond vir ons? Die verbond sê vir ons dat God met jou wat vandag hier sit, 'n belofte gemaak het. Dat hy vir jou kom sê het, maar ek wil jou God wees. Ek wil saam met jou die pad stap. Ek wil jou God wees en ek wil jou kinders se God wees en ek wil jou kleinkinders se God wees. Ek wil jou mense, ek wil jou familie, jou mense vir wie jy so lief is. Ek wil hulle God wees. Ek wil jou God wees en ek wil hulle God wees. Want ek is lief vir jou. Ek het jou op jou naam geroep, sê God. Omdat ek jou hoog ag, omdat ek jou lief het, omdat jy vir my kosbaar is, het ek jou op jou naam geroep. So God is die kern. Christus is die kern van ons menswees. Christus is die middelpunt van ons menswees. Maar so dikwels in hierdie lewe leef ons uit hierdie ander dinge wat vir ons belangrik is. Ons lewe uit ons emosies uit, ons lewe uit ons bekommernisse uit, ons lewe uit ons vrese uit, wat ons elke dag dryf. Hierdie vrese sê vir ons, maar ons is in die moeilikheid, ons gaan dit nie maak nie. Hierdie vrese sê vir ons, maar daar gaan 'n klomp slegte dinge nog met jou gebeur. Jy moet net op jou hoede wees, jy moet net pas op, want al hierdie dinge gaan gebeur. En dan skuif ons weg van die kern wat Christus moet wees en ons maak die kern ons emosies en ons gevoelens en allerhande ander dinge. Dit raak dan ons kern. Maar as ons besef dat Christus die kern van my lewe is, as ons besef dat Christus die middelpunt van my lewe is, dan verander dit nie net die manier waarop ek leef nie, dit verander die manier waarop ek leef teenoor my naaste. Soos wat ons nou vir mekaar gesê het, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit verander die manier waarop ek met my kinders omgaan. Ek kan nie my drome en my ideale op my kinders toewens nie. Ek moet vra, wat is God se wil vir hulle? En wanneer ek met ander mense werk, dan is die eerste vraag wat ek vra, maar dit is God se mens.
So wat is God se wil vir daardie persoon? Wat is God se wil? En dit is hoe ons as gelowiges behoort te leef. In hierdie gedeelte sê Jesus dat hy die ingang is vir sy skape en dat die wat deur hom ingaan gered sal wees. Hulle sal nie verlore gaan nie, hulle sal gered word. Hy is die ingang. En dit is nou soos wat hierdie prentjie dit baie mooi vir ons illustreer. Christus is die ingang, die deur na die lewe toe. As ons hier op ons eie staan, as ons hier in die donker staan, dan is ons sonder Christus. Dan leef ons nie uit die kern van ons bestaan nie, dan leef ons in die donker en in die duisternis. Maar wat gebeur as Christus die deur is? Dan beweeg ek deur daardie deur en dan staan ek in die lig van Christus. Dan leef ek vanuit die lig van Christus uit. Dan is ek nie meer in die duisternis nie, maar dan is ek in die lig. Want 'n deur vat jou tog na 'n nuwe vertrek toe of na 'n ander vertrek toe. So as Christus die deur is waardeur ons moet gaan, dan verander dit my lewe. Dit verander my uitkyk. Dit verander my dat ek nie meer bekommerd is oor allerlei ander dinge wat in my lewe aan die gang is nie, oor my werk of oor my baas of oor my boerdery of wat ook al nie. Dit beteken dat ek in Christus se lig lewe. Dit beteken dat ek met hoop lewe. En dit is die een betekenis van 'n deur, maar daar is nog 'n betekenis van 'n deur wat ek nou by myself gedink het, hoe sal ek dit vir julle verduidelik en al manier wat ek gedink het om dit aan julle te verduidelik is, ek het nou maar self gedink aan 'n klein graad 1 kindjie wat skool toe moet gaan. Daardie kindjie gaan skool toe met is dit poniesterte of met sproetjies op die gesig en 'n paar tandjies wat uit is. So gaan hulle graad 1 binne. En dan vir 12 jaar lank, as alles goed gaan, sit hulle op die skoolbanke. En dan gebeur daar iets in hulle lewe. Hulle verander nie net fisies nie, maar hulle verander, hulle menswees verander. Hulle leer by die skool, hulle maak vriende by die skool, mense gee af op hulle en hulle gee af op ander mense. En na 12 jaar, wanneer hulle uit die skool uitstap, is hulle totaal en al getransformeer. Hulle is totaal en al ander mense. En dit is wat met ons gebeur wanneer ons deur Christus gaan. Dan word ons lewe getransformeer, dan verander ons lewe, dan is ons nie meer dieselfde nie, want ek is getransformeer deur die Heilige Gees. Ek lewe uit my kern uit, ek lewe uit Christus uit, so ek kan nie dieselfde wees nie. Ek is anders. En ek hoop julle verstaan iets van dit wat ek probeer verduidelik, iets wat die skrif vir ons sê. Wanneer ons deur Christus gaan, dan verander ons lewe. Dan verander ons lewe. Want hy het gekom, sê Johannes 10 vers 10 vir ons, om vir ons die lewe in oorvloed te gee. Om die lewe in oorvloed te gee. En wat is hierdie lewe in oorvloed? Hierdie lewe in oorvloed is om in Christus te wees. Dit beteken nie as ons sê ons het die lewe in oorvloed, ons verstaan alles wat met ons gebeur nie. Dit beteken nie dat ons net alright sal wees en alles sal net alright wees nie. Maar dit beteken dat ons weet aan wie ons behoort. Dit beteken dat ons weet in wie se hande ons is. En dit word in Johannes 10 so mooi geïllustreer en in Psalm 23 word dit net so mooi geïllustreer dat ons as gelowiges, hoe word ons voorgestel hier as in Johannes 10 en in Psalm 23, as jy vir 'n oomblik daaroor dink. Ons word as skape voorgestel. Nou nie een van ons wil skape wees nie, want 'n skaap is broos, 'n skaap is breekbaar, 'n skaap is swak, 'n skaap kan dit nie behoorlik op sy eie maak nie, hy kan nie eers behoorlik op sy eie oorleef nie. Maar tog is dit die beeld wat Jesus hier in Johannes 10 gebruik vir mense wat naby aan die Here loop. Skape, broos, breekbaar, swak, hulpeloos. Nie leeu's en renosters nie, want hulle kan dit op hulle eie maak. Maar 'n skaap is afhanklik van sy herder. En net so is ek en jy afhanklik van die goeie herder wat sy lewe vir ons gegee het, soos wat ons hier in Johannes 10 lees. Hy het sy lewe vir jou gegee. Hy het sy lewe vir jou gegee.
Met ander woorde, Jesus het na hierdie wêreld toe gekom en hy het vir jou gesterf aan die kruis. Hy het vir jou sondes betaal aan die kruis. Hy het jou deur sy bloed skoon gewas, sodat jy in sy lig kan lewe. En nou wil ek nog 'n vraag vir jou vra, wanneer laas het jy, metafories dalk gesproke, by die kruis gaan sit, by die voet van die kruis gaan sit? Wanneer laas het jy daar besef wat Jesus vir jou gedoen het? Wanneer laas het jy jouself herinner dat Jesus jou vrygekoop het en losgekoop het, dat jy by die voete van sy kruis is? Dat jy daar besef, maar hy het my skoon gemaak, hy het my skoon gewas. Want by die kruis van Jesus, dit is waar ons vrede kry, dit is waar ons hoop kry, dit is waar ons genade kry, dit is waar ons troos kry. Dit is die kern van ons menslike wese, Christus Jesus, en die prys wat hy vir ons betaal het. Maar Jesus het nie net vir ons gesterf aan die kruis nie, hy het ook opgestaan en hy lewe. Hy het opgestaan en hy het vir ons hierdie lewe gegee, en hy sê, kom lewe uit die oorvloed wat ek vir jou gegee het. Kom lewe daaruit. Moenie net vaskyk in al die hartseer dinge van hierdie wêreld nie. Moenie net vaskyk na al die negatiewe dinge in hierdie wêreld nie. Kom na my toe. Kom na die kruis toe. Ek sal vir jou daar hoop gee. Ek sal vir jou daar vrede gee, rus gee, troos gee. Want ek het jou gekoop. Ek het jou gekoop. En as jy besef het dat Jesus jou gekoop het, dan besef jy opnuut dat Jesus die kern van jou lewe behoort te wees. Jesus het jou gekoop aan die kruis. Hy het die dood ingegaan vir jou en hy het opgestaan en hy lewe. Besef jy dat Jesus vir jou die prys betaal het? Leef jy volgens die feit dat Jesus vir jou die prys betaal het? En elke keer as ek dink aan hierdie wonderlike waarheid van die evangelie, dan kan ek nie anders as om aan die storie te dink wat ek nou al baie vir julle vertel het nie, en dit is, vergewe my, ek gaan dit weer vertel, dalk is hier iemand wat nog nie die storie gehoor het nie, maar dit gaan oor die seentjie wat die bootjie gemaak het, en ek gaan dit net vinnig vertel. Hy het hierdie bootjie mooi gemaak, hy het hom perfek gemaak, en hy was so trots op hierdie bootjie wat hy gemaak het, en toe vat hy hom daar na die meer toe, laat die bootjie so 'n bietjie op die water kan vaar, en hy het 'n garentjie gevat en hom aan die bootjie vasgebind, en toe het hy die bootjie daar laat vaar op die water. Maar toe het die garentjie losgebreek, en toe is die bootjie daar weg. En die seentjie was baie hartseer gewees. En 'n paar dae het verbygegaan, en hy het daar verby die pandjieswinkel van die dorp geloop, en hy het gesien in die venster van die pandjieswinkel, daar is sy bootjie. En hy het opgewonde ingehardloop by die pandjieswinkel, en hy sê vir die oom wat die eienaar van die pandjieswinkel was, oom, daardie bootjie is my bootjie, ek het hom self gemaak. En toe sê die oom vir hom, nee my seun, hierdie is my bootjie. As jy daai bootjie wil hê, dan sal jy hom moet koop. En hy is toe baie teleurgestel terug huis toe, en hy het sy spaargeldjies gevat, en hy het dit so uitgeskit op sy bed, en hy het al sy geldjies gevat, en hy is terug na die pandjieswinkel toe, en hy gooi dit daar op die toonbank van die pandjieswinkel neer, en hy sê vir die oom, hier is al die geld wat ek het, kan ek asseblief my bootjie terugkry? En die oom sê toe vir hom, dit is reg, jy kan die bootjie terugkry. En hy loop toe met die bootjie daar uit, en hy druk die bootjie so vas teen homself, en hy sê, bootjie, jy is nou 2 keer myne, ek het jou gemaak, en ek het jou gekoop. En dit is wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het ons gemaak, en hy het ons gekoop. Hy is nie die huurling wat ons huur nie, soos wat Johannes 10 sê. Hy is die herder, hy is ons eienaar. Hy is die eienaar van jou lewe. Hy is nie 'n huurling nie. Hy gee om vir jou. Hy gee om vir jou. Johannes 10 sê Jesus, 'n huurling gee nie om as daar wolwe kom en die skape vang nie, want dit is nie sy skape nie. Maar die herder gee om, en die herder sorg, en die herder pas op, en die herder is by jou. Dit is wat die herder doen. Hy is by jou.
Dalk voel jy vandag in jou lewe dat jy met alles wat in die wêreld en in jou eie lewe aan die gang is, voel jy dalk moeg en moedeloos en sien jy dalk nie kans om aan te gaan nie. Maar die Here kom herinner jou, sê, ek is die goeie herder wat my lewe vir jou gegee het. Jy is in my hande, jy is veilig. En daarom kan ons die lewe in oorvloed hê, want God het vir ons die lewe gegee. Hy het sy enigste seun na hierdie wêreld toe gestuur, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Besef jy wat jou kern is? Besef jy dat jou kern nie jou emosies en die dinge wat in die wêreld en jou fisiese rondom jou wat gebeur, dit is nie jou kern nie. Christus is jou kern. Christus is jou kern. En hy gee vir jou die lewe in oorvloed. Maar ons kan ook die lewe in oorvloed maklik verloor. Dit sê Jesus ook vir ons hier in Johannes 10. En dit klink dalk soos 'n gewaagde stelling, maar hierdie oorvloedige lewe kan ons baie maklik verloor. En as ek eerlik moet wees, dink ek, verloor ons baie maklik hierdie lewe in oorvloed. Want ons gaan sit daar op die ashoopie, ons gaan lek ons wonde wat die lewe vir ons gegee het, en ons gaan lewe in moedeloosheid en negativiteit sonder hoop. Hoekom verloor ons die lewe in oorvloed? Want dit gaan oor myself. Dit gaan oor die eie ek. Wanneer ek die middelpunt van my lewe word, dan verloor ek hierdie lewe in oorvloed. Maar as ek besef dat Jesus die deur is waardeur ek gaan, wanneer ek besef dat ek staan nie meer in die duisternis nie, maar ek staan in die lig van Jesus, dan beleef ek hierdie oorvloed. En waar beleef ek die oorvloed? Ek beleef dit by my werk, ek beleef dit in my verhoudings wat ek het met die mense rondom my, ek beleef dit in my huwelik, ek beleef dit oral waar ek gaan, hierdie lewe van oorvloed. En net weer eens, daar preek ek nou bietjie lank vandag, net weer eens, dit beteken nie dat ons alles gaan verstaan wat in ons lewe gebeur nie, maar dit beteken dat ons in die hande is van hom wat in beheer is. Ek het hierdie preek vandag begin deur vir jou te vra, hoe gaan dit met jou geestelike lewe? Hoe gaan dit werklik met jou geestelike lewe? En ek wil hierdie preek net afsluit met die eenvoudige vraag, is Christus die kern van jou geestelike lewe? Kan jy hier uitstap en sê, Christus, U is my lewe? Kan jy sê, soos wat Paulus sê, dis nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat leef? Dit is wat God van disippels verwag. Dit is God wat dit van jou verwag. Dat jy ook sal sê, maar dit is nie meer ek wat lewe nie. Dit is Christus wat deur my leef. En wanneer Christus deur my leef, staan ek in sy lig en kom die ander mense na sy lig toe. Dit is hoe ons die wêreld verander. Nie deur groot dinge en groot planne te maak nie, maar deur Christus te volg en om in Christus se lig te staan en om vanuit sy lig te leef. Mag ons in Christus se lig staan. Mag ons by die kruis gaan sit. Mag ons daar troos, hoop, vrede, vreugde, liefde vind. En mag ons gaan leef vanuit sy lig. Hy is die ingang vir die skape. Amen. Here, baie dankie dat ons kan weet dat U ons gekoop het, dat ons kan weet ons behoort aan U, dat ons kan weet U hou ons vas. Here, mag ons aan hierdie waarheid van die evangelie vashou, mag ons vanuit die woord leef, en mag ons weet, selfs al verstaan ons nie alles nie, ons behoort aan U. U is ons herder, wat ons op die regte pad wys. U is die herder van ons lewe. Selfs wanneer ons deur donker dieptes gaan, sal ons nie bang wees nie, want U is die goeie herder.
Dankie Here vir die voorreg wat ons het om aan U te kan behoort. En Here, as daar vandag iemand ook hier in die kerkgebou sit, wat nie seker is, of hy of sy aan U behoort nie, mag U deur die Heilige Gees in daardie persoon se hart werk, en mag U hulle oortuig, dat U die weg is, dat U die ingang en die deurgang is, na die ewige lewe, die lewe in oorvloed. In Jesus se naam, amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen.
soul.